En okay, julle spuit nie net van bo af, julle spuit van onder af ook, nee. Ja, ons spuit van onder af ook. Ja, Joepie, so hier is ons nuwe P150 Max, dis die 80 liter drone. Hy is natuurlik groter, maar hy kom met heelwat meer tegnologie saam met hom. Daar's verandering op sy nozzles, verandering op sy batterye, verandering op sy radar. So dit nou 'n millimeter wave radar wat daarin is en dan het hy ook 'n hoë definisie kamera. So waar die P100 Pro aparte module gehad het vir die Realterra, is hierdie drone ingebou. So soos hy vlieg, neem hy actually foto's en hy stitch hulle aan mekaar en hy genereer 'n hoë definisie beeld van jou area waar jy spuit. So wat jy van my wil sê is al het jy nie op pivot opgestel of daai tipe van ding, hy gaan hom nog steeds raak sien. Nee, korrek. Ons het die Realterra gevlieg. Hy tel selfs al die pale van elektrisiteit ook op en die bome en die pivot. So hy hanteer dit heeltemal op sy eie. Right, so. Kom ons gaan baie vinnig deur sy, ek noem dit sy ergonomics, in terme van wat maak basies hierdie drone spesiaal? Ja, so sê die airframe is baie solid, né? En as jy nou kyk na die voete, groot verandering is daar is amper soos 'n impact zone. So as hy ooit in 'n ongeluk of iets land, is dit baie maklik om dit te vervang. So al die arms, al die voete, al die parte pas op mekaar. So ander groot ding wat jy ook sal sien, die tank is baie lank en die batterye sit in die middel. Daai is 'n 20% efficiency gain op die drone wat draai. Dit is nie altyd net die size van die drone nie, maar hoe effektief kan jy spuit en hoeveel hektare kan jy doen per dag. So met die ouetjie doen ons so 26 hektaar 'n uur. Of ek gou vir julle net die nozzles wys, dis een van die ander groot verbeteringe. Jy sien die nozzles spuit nou teen 1500 micron. So dis die grofste en dan kan jy natuurlik al hoe fyner gaan tot op 70 micron. En hierdie is impellerpompe, so 42 liter per minuut. So wat jy dan kan doen is, jy kan nou lekker hoog op hom spat, jy weet vir die ouens met die vrugte vlieg en al daai goede. Korrek. Weerens die blades is ook so 'n bietjie langer as 'n 63 inch blade, waar die ander so by die 50 was, so is omdat dit 'n groter drone is. En dan binne sy tank, hy's ook nie meer vatbaar vir skuim nie. Ja. So waar die ander drone skuim opgetel het, hierdie een het 'n ander stelsel. So as sodra die volume uithardloop, dan registreer die drone dit en hy kom terug om te land. Okay, nou is daai vortex besigheid wat hy nou maak, nee, so wat hy spuit daarso. Is dit daai effek wat jy nou kry letterlik dat hy daai downwash het binne in die blare en wat jy met drones kry? Kyk, meeste van die chemie deesdae ontwikkel hulle vir sistemiese, maar jy weet daai vortex is altyd nie altyd 'n goeie ding nie, want dit gee onegalige bedekking. So dis hoekom die spoed van 'n drone, as jy hoe vinniger jy kan beweeg soos 'n vliegtuig wat 200 km/h vlieg, het jy baie meer egalige dekking. So vortex is altyd goed nie, maar vir bome, wingerd, daai goed kan ons 4 nozzles opsit en jy kan jou volume opstoot deur net stadiger te vlieg en dan kan jy dit in jou bome inblaas, jy weet so. En okay, julle spuit nie net van bo af, julle spuit van onder af ook, nee. Ja, ons spuit van onder af ook. So XIG het vir ons 'n R200 rover ontwikkel. Ja. Ek sal vir julle nou gou die rover wys. Dit is 'n 6-wheel autonomous rover. Jy kan met dieselfde batterye, dieselfde remote, kan jy operate met die rover. Sê gou vir my, waar sal ek hierdie ding nou tipies gebruik? Chippy, hierdie is ideaal vir klomp goeders, meeste vir goed wat onder bedekking is. Jy weet, soos binne plastiese huise, nethuise, selfs hoenderhokke se sanitering. Jy kan hom basies programmeer. Hy gee vir jou so 200 ml per meter op sy maksimum setting en sy vinnigste is 1.5 meter per sekonde. So jy kan met die 4 nozzles natuurlik dit heeltemal verander soos jy dit nodig het. Jy weet, either 'n paal opsit, hang af van hoe hoog jou gewasse is. Maar ouens wat blueberries doen, strawberries, kiwis, al daai tipe van gewasse. En sê vir my, hy hardloop as ek hom so kyk, hy hardloop met dieselfde batterye as wat die drone mee hardloop, seker dieselfde charging setup, nee. Exactly. Ons het nou met die battery bietjie getoets. Jy kan al die nozzles, al die fans en die motors voluit sit. Jy gaan so met een battery omtrent 240 meter uitkry met hom voor jy moet doen rou.
Duidelik my gou nou, hoe werk die storie? So dis dieselfde konsep as wat jou drone werk. So dis 'n atomizer, jy het 'n elektriese motor hier agter. Hoe vinniger hy draai, hoe fynner atomizer hom. So jy kan tot so 60, 70 mikron uitkry op sy fynste setting en dan gaan hy op sy hoogste na 200 mikron toe. Okay, en jy sê hy's fully autonomous, so beteken dit ek program hom once en dan gaan hy en dan hardloop hy deur my boot. Kyk, fully autonomous sal beteken die drone sal self gaan volmaak ook. Okay, ja. So dis nog nie full nie, dis semi-autonomous, so jy gaan hom programmeer en jy gaan jou trek so uitlei dat jy hom kan volmaak daar waar hy basies stop. Dan maak jy die tank vol en jy ry die battery en dan druk jy net resume en dan gaan hy aan. So jy kan met die AI kamera en die RTK klaar vir jou 'n trek rekord en die ouetjie sal laat volg sonder dat jy dit nodig om iets te doen. So wat jy my sê is ek het basies een ou wat hom net hoe vol te maak, battery te ry en dan gaan hy net maar op sy eie aan. 100% reg, ja. En ek wil ook vir jou sê, selfe drone tegnologie op die motors, jy kan hierdie ding letterlik binne in water ry. As gevolg van sy gewig, hy's lekker ligte frame, hy kan in water ry, so hy's waterproof ten volle die hele stelsel. En wat hulle ook met hom doen is jy haal die tank af. Jy kan alles afhaal en dan daai AI oogie herken mense en hy kan jou volg. So jy het 'n follow mode ook. So jy kan 'n krat opsit en die ding kan jou oral rondvolg en jy kan hom pluk en volmaak en so aan. Uitstekend. Diego, dankie baie. Asseblief.